Julle kan saam met my oopmaak by Matteus hoofstuk 6. En vanoggend gaan ons verder stil staan by om te bid. En ons gaan kyk na ons het nou lank stil gestaan by die Onse Vader gebed en wat ons kan leer uit hoe om God te bid, want een van die disippels van die Here Jesus het in Lukas 11 na hom toe gekom en gesê, Here, leer ons bid. En toe leer die Here sy disippels hoe om te bid, maar hy sê ook vir hulle, daar's 'n paar goed wat ons moet pas op voor, wat ons nie moet doen nie, en dan sal een baie spesiale ding wat ons moet doen, wanneer ons bid. Nou, ek het in die tyd wat ons in Lutrichard gebly het, was daar 'n gebedskonferensie gehou, en die advertensie vir die konferensie was so iets, een van die gebedshelde van die Rhodesiese oorlog kom praat met ons oor wat die Here vir haar geleer het in gebed. En ek was nogal opgewonde om dit by te woon, en toe ek instap by die gemeente wat die konferensie of die aandhuisves, toe sit daar 'n tannetjie wat my presies aan my ouma laat dink het, een rok aan, 'n bollakkie en 'n boertannetjie. En sy is die hoofspreker van die aand, en toe sy kom praat oor gebed, toe vertel sy wat gebeur het in Zimbabwe of die destydse Rhodesia, toe die oorlog daar uitgebreek is, en dit is veral met betrekking tot die mense wat in plase gebly het, en die weerloosheid, en ek dink dit is ook van toepassing vir ons, dat ons ook vandag spesiaal bid vir almal wat op plase bly, en vir bewaring en beskerming, en ook vir die mense wat hulle beskerm, die plaaswag, die polisie. Maar sy vertel van wonderwerke, sy vertel van mense wat die aande plaas sou aanval, en dit was sê maar 4-5 mense, en toe hulle nader na die huis toe stap, toe sien hulle, daar's 'n klomp 12 wagte wat reg rondom die huis staan, en hierdie wagte is almal amper 7 voet hoog, en hulle sê net, nee, ons sien nie kans nie, en die volgende dag, wat die storie rondloop van hierdie huis met hierdie groot wagte wat dit oppas, toe is dit net 'n ou oom en tannie wat daar in daai plaashuis gebly. Daar was geen wag, menslike wag nie, maar daar was engele wagte wat sigbaar geword het en mense hulle kon sien. En terwyl die vroutjie praat, toe sê sy, mense vra baie keer vir haar, wat is jou geheim? Wat maak dat die Here die gebede wat jy bid beantwoord? Want sy het 'n leier geraak van 'n hele gebedsaksie in Zimbabwe, en daai gebedsaksie was nie net vir mense se beskerming nie, maar dit het ook 'n herlewing gebring. Dit het ook gemaak dat bemagtig mense hulle bekeer het, hulle lewens vir die Here Jesus gegee het. Maar toe sê sy nood, die diep nood waarin sy was, het hulle geleer bid. Sy sê sy het nog nooit enige iemand het al geleer hoe om te bid nie, behalwe dit wat sy in die Bybel lees. Sy sê dit was net daai geweldige groot nood wat gemaak het dat sy op haar knieë voor God gegaan het, en hier uit hierdie deel van die mens, uit die gees, uit die hart uit, tot God geroep het en gebid het. En wat sy eintlik gesê het, is dat sy het met 'n nederige gesindheid gebid. Sy het met 'n
desperaatheid gebid, want sy het geweet, hierdie situasie waarin hulle nou is 'n situasie van lewe en dood. En die tye waarin ons leef, die uitdagings wat ons in die gesig staar, maak dat ons ook die Here so kan aangryp vandag. Kom ons lees saam, ons gaan kyk in Matteus 6, en ek gaan begin by vers 5, ek begin by hoe moet ons nie bid nie, want die Here het 2 maniere gesê hoe ons nie moet bid nie, en een manier hoe ons moet bid, en toe het hy 'n gebed vir sy disippels gelees. Nou in Matteus 6 vers 5 sê Jesus verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. So die eerste manier hoe ons nie moet bid nie, is om te bid om gesien te word. Om te bid dat mense sê, joh, kyk daai mens is 'n groot Christen mens, hulle bid so baie. Kyk hoe mooi bid hulle. So ons moet nie bid om gesien te word nie. En die Here sê, dis die gebed van die skynheilige. Dan, die tweede manier hoe ons nie moet bid nie, is die gebed van die heidene. En dit is Matteus 6 vers 7, hier staan, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik, of omdat hulle die regte woorde gebruik. En hierdie waarskuwing om nie soos die heidene te bid nie, is baie relevant vir ons vandag, want ons van Christen oorde af, kry ons die aanmoediging om so te bid. Nou die eerste ding wat die heidene gedoen het, is, hulle het baie woorde gebruik, en gedink, maar as jy lank genoeg en genoeg woorde gebruik, dan moet God jou gebed verhoor. Maar die tweede ding wat die heidene gedoen het, is hulle het sekere formules gebid, en hulle het geglo hierdie formules aktiveer 'n geeskrag, en wanneer mens volgens hierdie formule bid, dan moet daai geeskrag geaktiveer word, met ander woorde afgod, of wat ons ken as 'n demoon, en dan moet ons gebed verhoor word, en daai demoon moet doen wat ons bid. En dit is 'n gevaarlike gebed. Ek het 'n Christen preek op televisie gekyk, oor 'n ou wat gepreek het oor, wat gesê het, as jy genoeg geloof het, dan moet God enigiets waarvoor jy bid vir jou gee, omdat jy genoeg geloof het. Nou, die beginsel daarvan is 100% reg. Ons moet met geloof bid. Maar wanneer ons moet met geloof binne God se wil bid. Want wat hierdie persoon gesê het, is hy het gesê, hy het gespog en gesê, hy het nou al 4 vliegtuie of 3 vliegtuie gehad, hy vertrou die Here nou vir 'n 4de vliegtuig, en hy het net hy alleen het 'n hele reeks loodse wat vir hom werk, en hom oor die wêreld vlieg, en hy is nou nie meer tevrede met sy 3de vliegtuig nie, hy vertrou die Here vir die 4de een, maar die Here gaan dit vir hom gee, want die Here moet dit vir hom gee, want hy bid met geloof waar daar geen twyfel is nie. Nou, wanneer ons so bid, loop ons die gevaar om soos die heidene te bid, en te bid, want ons bid nie na God se wil toe nie, want in die ons Vader gebed, wat die Here nou vir sy disippels leer om te bid, sê hy vir hulle, ons moet bid, laat die wil geskied op aarde in my lewe, net soos die wil in die hemel geskied
daar waar U regeer, en daarom moet U ook hier regeer, dat die koninkryk kom. So, ons moet God se wil onderskei en sy wil met geloof voor hom bring, en ons moet nie dink ons kan soos die heidene maak, en net 'n sekere formule bid, op 'n sekere manier bid, en God moet dit hoor nie. Dalk wou God nie vir daai man 'n 4de vliegtuig gee nie, maar hy sê God moet dit verhoor, want hy bid met geloof, en God sê hy sal geloof beloon. So met ander woorde, ek kan maar my selfsugtige self dinge afbid voor God, en hy moet dit vir my gee, want ek draai sy arm, want hy het gesê in sy woord, bid met geloof, dan sal ek jou gee wat jy vra. Maar elke keer waar dit gaan oor, ek sal alles wat julle my vra, sal ek vir julle gee, en ons kyk net na die konteks wat 'n bietjie groter is, dan is dit elke keer om binne God se wil te bid. Dan is dit elke keer 'n lewe waar 'n persoon neergelê is voor die Here. En want jy sê, Here, nie meer ek nie, maar U. En daarom moet ons pas op om ons vol te maak met 'n Christendom waar dit om die eie ek en ons eie selfsugtige begeertes gaan. Dit gaan nie, Christendom gaan nie oor wat die Here vir my kan doen nie. Dit gaan oor hoe die Here my kan gebruik en ek diensbaar kan wees vir hom. En dan in Matteus 6 vers 33, net 'n bietjie entjie verder van hier af, dan staan daar maar, soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid. Dan sal al hierdie dinge na julle toe kom, maar dit moet in die regte prioriteite wees. Met ander woorde, eerste U wil, eerste ek wat myself neerlê, eerstens ek wat bid dit wat U wil, Here. En dan sal die Here alles wat ons nodig het gee. En het ek dan 'n 4de vliegtuig nodig vir die bediening waarna my gesit het, dan sal hy dit vir my gee, en dan kan ek dit met geloof bid. Maar dis nie, hy moet vir my gee, want ek het met geloof gebid, al bid ek buite sy wil nie. Die Here sê, as ons so bid, dan bid ons soos heidenmense. En die gebed van heidenmense is woorde wat hulle gebruik, en hulle dink, dit moet verhoor word, want hulle gebruik daai woorde op die regte manier. Hulle gebruik 'n regte formule, 'n regte inkantasie. En dit is nie wat dit is om 'n kind van God te wees nie. Ons kan nie heidense dinge inbring in ons Christelike geloof en ons wandel met die Here nie. Dis waarteen die Here hier waarsku. So daarom, wanneer ons goed in geloof verklaar, en ek doen dit omtrent elke dag van my lewe, moet ons dit verklaar en dit onder God se wil hê. En wanneer ons weet wat God se wil is, dan kan ons met geloofsvertroue bid vir iets. So hoe moet ons nie bid nie? Die eerste is soos die skynheilige mense wat bid om gesien te word, en vir ons musiekbediening wat eintlik aanbid voor die hele gemeente, die gemeente lei in aanbidding, is een van ons beginsels van ons musiekbediening, dat elke een wat in die musiekbediening aanbid die eerste plek die Here. Gerard het nou die dag iets gesê, you worship to an audience of one, net Gerard so iets gesê, en so daar's 'n gehoor van een, dit is Jesus, vir wie ek aanbid, en dan trek ek die gemeente saam in my, saam om hom te aanbid, hierdie een. En dan die tweede manier hoe ons nie moet bid nie, is ons moet nie soos heidene bid. Heidene, in vandag se dink ons 'n heiden is iemand wat in niks glo nie, maar in die Bybelse tyd was die heidene mense wat in afgode geglo het. Mense wat geglo het in valsgode, maar wat hulle agtergekom het, as jy sekere manier dinge doen, dan aktiveer jy bonatuurlike kragte. En die Here sê, ek wil nie julle moet so bid nie. Dan kom hy, dan sê hy vir ons, hoe moet ons bid? En ons moet bid soos Matteus 6 vers 6 vir ons leer, en hier staan, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is.
En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En dit is hoe die Here wil hê ons moet bid. So die eerste plek waar ons bid, is daar in my binnekamer, wat ek my deur toemaak, wat dit net ek en die Here is. Daai aand, wat daai tannetjie van die Rhodesiese oorlog kom praat het sy gesê, dis hoe die Here haar leer bid het. Sy het net op haar knieë voor die Here gegaan, en uit haar hart uit, tot die lewende God geroep. En die Bybel sê hier, ons Vader wat in die verborgene sien. Ons Vader wat ons sien wanneer ons deur toemaak en tot hom roep. Hy sal ons gebede in die openbaar beantwoord. Hy is die een wat ons gebede sal beantwoord. So die manier hoe ons moet bid is, ons moet binnekamer gebede hê. Ek was op 'n mannekamp en een van die sprekers sê een keer, hy sê, jy kan nie net uit eet nie. Hy sê, wanneer jy elke oggend stilte tyd doen, dan eet jy jou gesonde huiskos, jou groente, jou slaai, jou vleisie, jou gebalanseerde ete. Hy sê dan maar eenmal 'n week of 2 maal 'n week het ons die voorreg om na ons gemeente toe te kom en lekker uit te eet. En net so werk dit met gebed. Ek moet 'n gebedslewe hê van elke dag my Here aanroep. Sonja het vir my 'n presentjie gekoop, 'n spesiale gebedskussentjie, so lang, smal, lekker styf gestopte kussentjie. Om 'n kussentjie wat mens help om te kan kniel voor God en hom te bid. Maar die plek waar ons moet kniel, is daar waar ons deur toe is, en ander dit nie sien nie, maar God sien dit. Dis 'n plek waar ons harte voor hom kan oopmaak, en uit ons harte tot hom bid. En dan is dit wat Onse Vader gebed eerste dink ek moet kom. Maar ons het gesien nie, Jesus het die Onse Vader gebed gegee, is 'n voorbeeldgebed. 'n Gebed tot ons Vader, 'n gebed waar ons eie behoeftes voor hom kan neerlê, gebed waar ons vir ander bid, waar ons teen dit wat buite ons, dit wat teen ons staan, die duiwel en sy magte weerstaan, en 'n gebed waar ons weer eindig by hom, die almagtige Vader. Ek gaan vra dat ons vanoggend opstaan, en dan kan ons eers saam hierdie stukkie gebed hardop bid, en dan gaan ek elkeen net kans gee om uit die hart uit tot die Here te bid. Kom ons staan almal op. Kom ons bid saam. Bid hardop saam met my asseblief. Hemelse Vader, dankie dat ek in stille en opregtheid nou na U toe kan kom. Elke oggend. Leer my om te bid sonder om ander te beïndruk, om baie woorde te gebruik nie, maar om met 'n eerlike hart met U te praat. U ken my voor ek woorde uiter. Help my om U te vertrou, selfs in eenvoudige gebede. Het ek my nader aan U elke keer as ek bid. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan net voor die Here nou, en die Bybel sê vir ons dat mans, wanneer julle bid, met julle heilige hande ophef na God toe. Heilige hande is hande waar ons sonde bely het voor God en skoon voor hom staan.
Jy wil elkeen nou voor die Here staan. Bid nou net uit jou hart uit tot die Here. Begin by God en loof hom en aanbid hom, maak hom groot. Kom na jouself toe en lê jouself voor hom neer, sê Here, ek lê myself voor U neer, ek onderwerp my aan U wil. Bid vir jou eie behoeftes, vir jou daaglikse brood. En ons weet dit is nie net vir kos nie, maar vir elke behoefte wat ons kan hê. Bring elke behoefte na die Here. Here, ek bid vir deurbrake nou in werke, in finansies, in deurbrake in kontrakte, deurbrake in guns by die mense wat U oor ons aanstel. Kom ons bid nou vir dit buite ons ander en dalk moet ons iemand anders vergewe vanoggend, dan doen ons dit en sê Here, ek vergewe, ek spreek vry, ek seën. Vra vir die Here, Here, lei my nie in versoening nie, maar verlos my van die bose. Uit ons hart uit. Kan ons nou bid en vir ons Abba Vader sê, want aan U oor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Terwyl julle net so vir oombliekie staan, ons Hendrik gaan nou gedoop word, so die wat wil deel daaraan kan bly, maar die wat wil gaan ietsie geniet dit, want dit is eintlik nou 'n volgende deel van ons diens, en die deel wat nou gebeur is die deel wat ons noem die gemeenskap van die gelowiges, en dit is net waar mense met mekaar kuier, saam eet, saam drink, so gaan geniet dit, maar dan wil ek ook sê, as iemand 'n gebedsversoek het, kom asseblief ook vorentoe. Hier gaan ouderlinge wees wat vir jou bid vir daai behoeftes. Ek wil julle vanoggend seën met hierdie woorde, mag julle in die vrede van Jesus Christus gaan. Amen.